is Jesus Christus, ons majesteit, op hierdie lieflike Sondagoggend, 7 uur vanoggend, en jy is gereed om 'n woord te ontvang, en die Here God is altyd daar vir jou. Nie net wanneer jy gereed is nie, altyd. Hierdie woord is vandag belangrik vir jou Heilige Gees gelei. Maar kom ons bid eers gou saam. Here, ek dank U vir die woord weer eens, Here, dat ons U kan loof en prys en eer. Here, siele is belangrik. Ons baie keer, Vader, kan faal. Ons nie vermoëns, Here, om siele te red nie. Maar Here, deur U krag en die Heilige Gees leiding, kan siele bereik word. Een woord van U af, o God, een aanraking, een draai in hierdie gety, een keer wat U spreek, Vader, en siele gaan tot bekering kom. Een keer wat U weer in 'n Petrus se bootjie klim. Een keer, Here God, wat U weer op die water loop. Een keer wat U weer brood verneder, gaan skares, Here, omdraai en U dien. Ons het U nodig, Here. Ons roep uit vir siele. Ons roep uit vir elkeen wat kyk en luister vandag. Ons is so afhanklik van U, o God. En ek pleit by U, Here, verhoor ons in Jesus naam. Amen, amen en amen. Soos Dawid wil ek ook vir jou sê, ek self is nietig en klein. Ek is niks. Maria Sion is niks. Maar die woord van God, die Heilige Gees, is op my tong. En ek wil hê met luister, wat wil die Here vir jou sê? Ons is kinders van die Here. Ek praat nou van Christene. En as jy nog nie hart vir die Here gee het nie, praat ek met jou ook. Is baie keer geneig om ons in gevangenisse te plaas, onsself. In 'n maksimum gevangenis plaas ons onsself, maar ons sê, ons glo, ons vertrou die Here, ons staande geloof, ons dien God, ons is vry, ons is uitgekoop, maar ons lewe getuig van 'n maksimum gevangenis. En dis verskriklik. Ek wil om dit, net dat jy dit kan verstaan, die volgende verhaal vir jou vertel, van hoe lyk dit 'n bietjie as mens net vry is, as jy uit daai tronk uitkom. In 1968 stuur Ethiopië, in Tanzanië, ek korrigeer, stuur Tanzanië 'n atleet na Mexico toe vir die Olimpiese Spele. En hierdie atleet se naam is John en Makwazi. En John het bitter baie geoefen, want hy was 'n volmarathon atleet. En hy het geweldig hard geoefen, en hy was gereed, sy tyd was perfek en reg, om hierdie deelname aan deel te neem, maar ook, hy het 'n goeie kans gehad om te wen. Die dag toe hy begin deelneem, hulle begin hardloop, val John, en hy beseer homself, hy maak sy been seer, en hy maak sy skouers seer, en John kan nie meer teen die tempo hardloop, wat hy geoefen en voorberei het nie. Hy begin ook al meer krampe kry, sy liggaam werk nie saam nie, maar in sy siel en gees dryf hy homself en hy hardloop. Hy bly aangaan en hy raak al meer agter en die voorste atlete trek onder hom uit. En later kom elke atleet by hom verby en John is laaste. Die baanbeampte sê later vir hom, John, hoekom stop jy nie? Hulle moedig hom aan om te stop. Maar hy bly aangaan en hy maak klaar. 3 ure na die wenner maak hy eers klaar. Toe die media by hom kom, hulle vra van John, hoekom het jy nie opgehou nie? Hoekom het jy nie opgegee nie? Sê, my land het my nie gestuur om op te gee nie. My land het my gestuur om hierdie marathon klaar te maak. Daarom het ek volhard, ek het bly aangaan. Kind van God, 'n ware kind van God, wat tot ware wedergeboorte gekom het. Stop nie, gaan aan, ten alle tye. Dis een van die tekens, dat jy die Heilige Gees ontvang het. 1 Korintiërs 12 verduidelik het vir so mooi. 1 Korintiërs 12 sê, as jy die Gees van God in jou het, kan jy Jesus nooit 'n vervloeking noem nie, maar sal jy getuig van hom. Jy kan net sê, Jesus Christus is die Messias, as jy die Gees van God in jou het. Baie mense wil sy naam verander en Jesus uit die Bybel uithaal, omdat hulle nie die Heilige Gees gelei is nie, omdat hulle nie die Gees van God in hulle het nie. Jy kan net Jesus Christus herken en wil herken, en jy nie met kopkennis en boekekennis en misleiding besig hou, as jy nie die Heilige Gees in jou het nie, maar die Gees van God in jou het, sal jy ten volle, jy sal volhard in Jesus. Jy sal bly hardloop om klaar te maak. Jy is dan nie meer in 'n tronk, in 'n geestelike
tronk nie. Dit wat hy gedoen het, is vir ons 'n groot getuienis, 'n groot voorbeeld. Luister mooi, kind van God, wat eintlik hier gebeur in ons lewens, in Christendom, en wat ons uit John se verhaal kan leer ook. In die heel eerste plek, wat jy dink in die lewe, hier binne, is wat jou plaas baie keer, hier, en in jou totale menswees in 'n gevangenis. Vrees. Vrees is een van die goed, wat ons baie keer vat, en ons speel regter, maar speel advokaat ook, en dan sê maar ek glo in die Here God, en die woord van God sê 365 keer, mag nie vrees nie, maar as ek myself kom kry, as ek bang, dan vrees ek, maar vir die wêreld vertel jy, jy's 'n Christen, jy staan in geloof, so, jy dra 'n masker, dis vals. Kind van God, daarom mag ons nie vrees nie. Daarom sê Openbaring ook, die vreesagtiges gaan hel toe. Dis 'n sonde by God. Moet ons uit hierdie gevangenis uitkom. Een van die ander dinge wat ook so belangrik is dat ons denke vat ons baie keer, en ons beperk ons vermoëns in die lewe. Ons maak nie klaar nie. Ons wil halfpad opgee. Die eerste keer toe jy val, is jy bang. Tweede keer toe jy begin krampe kry, en jy maak jou skouder en been in die geesteswêreld seer, toe begin jy vrees, jy begin dink, ek sê goed genoeg nie, ek kan nie, ek het nie vermoë nie. Toe jy begin sien, jy sê uur agter, 2 uur agter, toe gee jy dalk op. Kind van God, bly aangaan. Dit is die karakter van 'n Christen. En dis ook die wete, jy het die Gees van God in jou. Jy sal nie stop nie. Ek laat my deur die Gees van God lei. Nie deur wat die baanbeampte is, die mense sê nie. Nie deur wat mense dink nie. Nie deur wat mense glo nie. Maar die vermoë wat God my gee. Ek self het nie die vermoë miskien nie, maar God gee dit vir my. En God is my inspirasie. God is my lewe. God is my absolute alles, hoekom ek die lewenswedloop sal voltooi en nie sal toegee nie. Nie sal opgee as die krampe begin erg raak nie, maar oorwin in hom. Bly aangaan. Hoekom? Ek het mos ingeoefen. Ek het so baie gebid. Ek het so baie op God staat gemaak. Ek is gehoorsaam en ek is in die wil van die Here. Nou hoe lyk dit as jy in die wil van die Here is? Wat sê die woord van God daarvan? Die woord van die Here sê in Matteus 7, luister nou baie mooi, sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat my wil doen, van my Vader wat in die hemel is. So as ek in die wil van God is, net as jy in die wil van God is, dan sal jy die hemel beerwe. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, ons het in U naam geprofeteer, ons het in U naam duiwels uitgedryf, en in U naam baie kragte gedoen. Luister weer, kind van God, ons het. Dis waaroor dit baie keer gaan. Dis nie die wil van God nie. Dis nie wat ons kan doen nie. Here, U het my gebruik. Ek was net 'n nederige diensknegt. Here, ek was net eenvoudig. Here, maar U het my keer op keer gebruik. U het my aangewend. Dis die wil van God, om God te verheerlik. Nie soos wat hierdie getuienis sê, ons het nie. Daardie ons, kind van God, beteken my eie vermoëns. Eie vermoëns maak, dat toe ek val, en ek begin kry pyn en krampe, gee ek op ook. Maar as ek in die wil van God is, beteken dit, ek gaan aan. Want my redder is Jesus Christus. My verlosser is die Messias. My koning van die konings is die lewende ware God, Jahwe, is die almagtige God, en die Gees van God is in my. Daarom is ek gedrewe, daarom gaan ek nie ophou nie, daarom sal ek kan aangaan, daarom sal ek die woord van God uitlewe verkondig. Jy weet, dit is my so pragtig, ons praat van maksimum gevangenis, so was Paulus ek baie keer in 'n gevangenis gewees, fisies in 'n gevangenis, maar omdat hy geestelik vry was, het hy fisiese gevangenis niks in hom gedoen nie, want hy was onskuldig, hy was in die wil van God. Dit het nooit oor Paulus gegaan nie, maar oor God se siele. Daarom kon hy die gevangenis deurstaan. Maar as dit gaan oor Paulus, het hy geskryf van sy pyne, van sy seer, van sy ellende, van die ongeregtighede, van alles wat nie reg is in die lewe nie. Maar wat skryf hy? Kind van God, bely, staan vas in die Here, volhard in Jesus, begin lofliedere sing, begin pleit by God, bid tot God, smeek tot God, en sy gety draai. Want dit gaan oor God. Wanneer ek as kind van God kan opstaan, en soos Jesus lewe, in die autoriteit van Jesus,
Jesus het gekom te dien. Hy het volhard op sy marathon wat hy gehardloop het. Het hulle hom ook probeer laat struikel, probeer laat val, het hulle hom ook probeer seermaak, het hy ook krampe gehad as gevolg van mense se hardkoppigheid, van mense se aanslae, se aanvalle, van mense wat nie luister nie, terwyl hy diensbaar was, maar hy het voltooi. Daarom kan ek en jy klaarmaak, want die Gees van God het die Messias gelei in sterkte en krag. Hy was diensbaar al was hy die koning. Net so moet ek en jy diensbaar wees, al kind van God, staan ek op die plek wat ons soms voel, ons verdien dit, daarom ook om rus te kry in die lewe, of om die beste te kry. Die beste is reeds die feit dat jy kan deelneem in hierdie eindtyd, op hierdie weg, op hierdie marathon wat jy hardloop, en God is jou fokus. Die beste is die Heilige Gees wat reeds in jou is, om nie op te gee nie. En om met hierdie gevangenis te kom wat jy bedink, hierdie maksimum gevangenis wat jy baie keer in jou lewe vat, en jy plaas jou daarin en sê, ek kan nie, ek het nie vermoëns nie, ek is beperk, my finansies beperk my, omstandighede beperk my, mense beperk my, my woordeskat, soos Moses, ek kan nie praat nie, Here, ek het nie vermoëns nie, is nie waar nie, want die Gees van God is in jou, en hy het die vermoëns. Al wat jy moet doen, kind van God, jy moet die tree gee, en hy sal 10 gee. Jy moet net bly aangaan in hierdie marathon, in hierdie weg van jou lewe. Kom uit hierdie gevangenis uit, waarin jy jouself plaas van boeie wat jy aansit, om te sê, daar's vloeke nog oor jou. Daai boeie wat jy oor jou aansit, te sê, ek het nie vermoë nie, wat jy negatiewe dinge bedink, of dink wat ander mense van jou dink, of ander dinge van mense dink, wat nie die waarheid is nie. Terwyl jy Jesus liewer in alles moet sien, en moet uitlewe. Dis tyd dat jy opstaan en bly volhard. Dis tyd dat jy nie meer toegee nie. Dis tyd dat jy ook kan vasstaan en kan sê, maar soos wat die woord van God getuig, in U naam, Here, sal ek lewe. In U naam sal ek groot maak. In U teenwoordigheid sal ek bly. Want hierdie skrif spesifiek, hoekom Jesus sê, ek ken julle nie, ek weet nie wie is julle nie, het uit hulle brein, uit hulle kop, uit hulle menswees gekom, uit hulle gevangenskap uit. Dit het nie gekom uit die hart uit nie. Maar as jy uit die hart uit vir Jesus doen, dan doen jy uit liefde uit, dan is jy ook lief vir siele. Dan sal daar nie 'n dag kom en jy klop, en die Here sê, ek ken jou nie. Die oomblik wat jy klop, sal hy sê, ek ken jou, jy is my kind. Ek weet wie jy is, ek maak die deur vir jou oop, kom, ek wil 'n maaltyd saam met jou hê, ek het vir jou gewag, my kind. Maar as jy moet klop, en jy sê in die naam van die Here, ek het Sondag kerk toe gegaan, in die naam van die Here, ek het gelivestream, in die naam van die Here, ek was alright, in die naam van die Here, ek het dalk nie eens tyd gehad op 'n Sondag, om by die huis van die Here uit te kom nie, in die naam van die Here, ek het nie eens tyd gehad om vir siekes te bid nie, in die naam van die Here, ek kon nie voorsien of versorg of omgee vir ander nie, maar ek sê, ek kom in die naam van die Here, ken die Here jou nie? Die Here sal jou ken, die oomblik, kind van God, as hy in jou hart is. As Jesus waarlik in jou hart is, en jy is Heilige Gees gelei, sal jy uit hierdie gevangenis kom, waarin jou denke jou baie keer plaas, wat jou gemoed baie keer beïnvloed, jou menswees beïnvloed, wat jou baie keer swak maak, sodat jy jou marathon nie kan voltooi nie. Die krampe raak te veel, die val was vir jou net een te veel, die vernedering om 3 ure na die voorstel klaar te maak, was vir jou te veel, maar jy vergeet, dit gaan nie altyd daaroor wie die marathon wen nie, dit gaan daaroor om dit klaar te maak. Maak klaar wat jy begin het, bly volhard as kind van God, bly volhard as Christen, bly lief vir die Here, moenie opgee nie. Daar is nie 'n rede om ooit op te gee nie, daar is baie redes om voor die Here te bring, te bely en te sê, Here, al hierdie goed in die wêreld, wat ons baie keer vat as redes, is tyd, ek het nie meer tyd nie, gee ek vandag vir U, daar is genoeg tyd, want God het nie 'n fout gemaak, toe hy tyd gemaak het nie, toe hy vir jou gesê, die 7de dag, moet jy in die huis van die Here kom, die 7de dag moet jy rus, die 7de dag moet jy voor hom kom, sê nee, die 7de dag moet ek plant, die 7de dag moet ek oes, die 7de dag moet ek nog besigheid doen, nee kind van God, jy gaan klop aan daai deur, en hy gaan sê, ek ken jou nie. Dit moet hel wees, om vir ewig, in 'n hel van vuur te brand, net omdat jy nie tyd vir God gehad het nie,
Net omdat jy nie tyd gehad het vir die ou wat langs die pad gelê het, die barmhartige Samaritaan wat verbygegaan het nie, omdat jy weggekyk het. Net omdat jy, kind van God, nie deel van die bruid is nie. Net omdat jy, kind van God, baie verskonings gehad het. Maar hy sê, in u naam het ek duiwels uitgedryf. Jy het ja, maar jy het nie 'n verhouding met God nie. As jy 'n verhouding het met God, sal al die ander goed in die lewe veral geld, en sal vir altyd, en sal veral dit wat jy so besig hou, sal tweede prioriteite wees, maar eerste prioriteit sal wees, ek storm om in die huis van die Here te kom, of ek storm om by die voete van God te kom, ek storm in, soos die boek Judas sê, om siele uit te ruk, uit die hel uit. Jy moet een ding onthou, 'n kind van die Here sit nie op 'n plesierboot nie, en dis die grootste fout wat Christene kan maak, is om op 'n plesierboot te wil sit, en ons wil bedien word. Ons as kinders van die Here moet op 'n reddingsskip sit, nie 'n plesierboot nie, 'n reddingsskip wat uitgaan in die storms in, en nie skrik vir die storms nie, nie bang raak vir die onweer nie bang raak vir die brandes en die winde en die teenstand nie bang raak as die klomp water in ons boot inspat nie, maar ons is in 'n reddingsskip, ons beweeg om die siele te red, wat van die plesierboot af geval het. Want kind van God, dis hulle wat uitroep, en 'n plesierboot is nie daar om hulle te red nie, ek en jy is daar om dit te doen. Klim van daai plesierboot vir jou lewe af, en klim 'n slag in die reddingsskip. Maak 'n verskil, want die tyd loop waaragtig vinnig uit. Kry jou saak met God waarlik reg. Vat moed. En die oomblik as jy wil moedeloos raak, dan sê jy vir jouself, op hierdie marathon sal ek nie opgee nie. My denke, wat baie keer die maksimum gevangenis is toegesluit weg. Dis deel van die verlede, ek kyk nie om nie. Ek kyk vorentoe, en ek doen wat my God se wil is. Ek wil lewe soos wat Jesus leef. Ek sal hierdie marathon van die lewe klaarmaak, want God is my alles. Want die Here gee vir jou die kans. Dit kan jou laaste kans wees. Hoekom sal jy, kind van God, speel met die waardevolste kans wat jy het in jou lewe? Maak klaar met die wêreld, en dat die wêreld kan sien, jy dien 'n lewende ware God. Kom ek jy bid saam. Here, dankie vir die woord en die waarheid. Dankie dat ons weer kan opkyk en kan sê, Jesus, U is ons lewe. Jesus, U is ons alles. Jesus, ons loof U en ons prys U. Ek pleit by U dat elkeen wat na hierdie woord luister, dat 'n engel van God by hulle staan om te beskerm. Die beskerming van Psalm 91. Maar hulle wat nie luister nie, ek pleit dat 'n engel van God by hulle staan, soos in die geval van Paulus. En Here, soos in Paulus geval, slaan met die vuis, dat hulle wakker kan word, skud hulle, dat hulle in die huis van die Here kom, by U aangesig kom, tot ware wedergeboorte kom, en in lyn kom, hulle marathon klaarmaak, en nie in die wêreld staan nie, nie 'n toeskouer wees op die paviljoen nie, maar Here op die baan aktief deelneem, nie op 'n plesierboot sit nie, Here, maar op 'n reddingsskip. Ek bid daarvoor, Here, dat siele begin wakker raak. Here, die tyd is verby om te please. Dis tyd om te doen wat U behaag. Ons pleit dit in Jesus naam. Amen, amen en amen. Luister, kind van God, luister. In hierdie tyd, Desember, is daar baie van julle wat Hartbeespoort voorbaai, George, Mosselbaai toe kom. Ons gaan 1 of 2 dae reël vir koffie. Daar by Elvis Brew, daar by die lughawe. Dan maak jy aanspraak en jy kom, dat is vir jou bid. Dat is jou versterk in die Here. Jou siel is te belangrik. Moenie dit laat verbygaan nie. Moenie skaam wees nie. Raak betrokke, ons wil vir jou bid. Ons wil daar vir jou wees tot eer van God. Die seën van die Here met jou op hierdie Sondag.